Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre, man, Allah kragtie, ek is terug, ek is gereed en ek is reg vir baie lekker dingetjies op hierdie koue donderdagoggend. Welkom terug. Baie dankie, Els. Ag, jy weet, ek gaan nou nie vra of ek gemis was of so nie, want ek wil net sê ek het julle gemis. Dit sou my vraag wees. Het jy ons gemis? Baie. Maar ons het jou ook gemis, hoor. Sal wat ek wou weet. Jy skep ons die energievlak hier in die oggend. Ja, maar ek moet sê, julle het nogal hierdie trein lekker, julle het daai stoom engine gestook. Ons het behoorlik. Eintlik het jy geen idee nie, maar ek sal jou later alles Ek sal vertel. maar moet oppak. Goed, ons gaan vandag weer inloer by die veearts en dit saam met Karlien van Jaarsveld, haar seentjie Johannes Samuel en hulle hondjie Sophie. Pita, jy moet dit sien, dit was cute. baie oulik geweest. Nice. Nou, akne raak baie mense, maar Michelle Lou van Creme Classic Skincare vertel hoe die regte velsorg en vroeë behandeling kan help. Ons gesels met die 15-jarige hardloopsensasie Kai Hatting. James Peters en Bruce Ndlovu van die Ice Cream Boots maak sommer hier in die ateljee vir ons roomhuis terwyl hulle storie vertel. En Jackie kuier by ons met sy nuwe enkelsnit Paddle Song. Dis seker een van jou gunstelinge. Ja, nee, kyk, ek moet sê, ek het nou Jackie, alhoewel ek vir hom nou ken, is my seuns, jy weet, maar Ja. die man en so, kyk, hy ken mos maar al hierdie jonger kunstenaars en hy's nou uit sy pa se era uit, hy's nou in die jonger era in, maar ja, ek sien uit daarna. Dit is nou vir my interessant dat jy dit nou uitsonder so, jy weet, tydens hierdie week Ja. waarin ons jeugdag gevier het. Ja, nee, kyk, hy is maar die jeug. Oom Pita. Oom Pieter, ja, sy. oom Pieter, maar oom Pieter kan nog sy biscuit elke nou en dan skit, moet ek ook net sê, nee. Al is dit 'n bietjie swaar in die heupe en op die knieë, maar ons kan. Bly nog steeds sê ek moes 'n rustige liedjie gehad het soos omlaans. Dankie vir elke nuwe môre. En hoekom doen ek nou die Maniba dans al mee saam? Ek weet ook nie. Luister, ek het vir jou 'n baie lekker storieetjie. Ek het 'n baie lekker storieetjie. Jy ken Jason Derulo. Hy maak mos ook altyd as hy sy musieke maak dan laat weet hy dan as hy sy musieke begin. Wiki what? Jason Derulo. Imagine nou ek moet sê Pieter Koen. Daar sy. En op 'n dansparty Pieter Koen. Okay, maar in 'n geval. Hy is in die warm water oor haie onder sy voete. Haie onder sy voete. Kan jy dit oorvertel? Alright. Die sanger Jason Derulo is in die moeilikheid nadat hy sy luukse huis in Kalifornië gewys het. Nie net gewys het nie. Die groot sonnebok in hierdie pragtige luukse huis, 'n massiewe haai aquarium wat reg onder sy sitkamervloer ingebou is. Kan jy dit nou oorvertel? Lekker. Hi Jason. Hi. Tydens onlangse huistoere het Derulo die ronde glas aquarium onthul waar besoekers letterlik bo oor die haie loop. Volgens hom het die projek vir hom 'n fortuin gekos en word dit uitelik elke tweede dag daarom deur spesialisspan hersien en in stand gehou en so aan. Maar die International Fund for Animal Welfare, hulle is glad nie beïndruk nie. Hulle sê, sulke installasies laat marine diere lyk soos blote dekor en stuur die boodskap dat dit normaal is om die haie in jou huis aan te hou. Christian Plowman van die IFAW sê haie bly reeds klaar swaar of hulle kry reeds klaar swaar weens bevissing en besoedeling en om hulle dan nou as statussimbole te gebruik is onverantwoordelik. Hoewel dit in Kalifornië wettig is om sekere kleiner haai spesies aan te hou, meen die bewaringsgroepe dat die voorbeeld wat Derulo stel die eintlike probleem is, né? Nee? Ja, ek is baie erg oor diere. Kyk, ek sal nou nie sê ek sal van 'n haai 'n beste vriend maak nie, maar ek dink in 'n wêreld van vandag met soveel tegnologiese vooruitgang, kunsmatige intelligensie, is daar sekerlik ander maniere. Ek het al gesien van, jy weet, liggies of Kry vir jou LED-skerm. Ja, presies, dit is eintlik waar ek onder op die verwys. vloer, daai LED-skerm dingetjies en so. Maar ek dink dit kom maar dieselfde neer by mense wat hier ook nou maar 'n leeu het of 'n tier het of 'n dit het of 'n dat het. Daarvoor is daar daarom nou in instansies soos 'n dieretuin en daai tipe ouens wat na hulle kan kyk, maar 'n dier bly 'n dier, gee maar wat. Maar Jason, ek hoop daai haai tank kos vir jou 'n fortuin. Ek dink jy kan dit bekostig. Dit het blykbaar 'n fortuin gekos, so ek wil nie eens weet hoeveel nie. Ek sal bietjie uitvind vir ons, dan gaan ons dit deel. Okay, gaan vind vir ons uit. Maar dit was Jason Derulo. Daar sy. Do. Ja, ek weet nie wat vandag aangaan nie, maar in 'n neutedop wilde diere hoort in die wild. Ek wil ook net sê om af te sluit met Jason, sy gunsteling fliek is seker Jaws.
Okay. Goed, sal ons aanbeweeg. Goed, het jy al gehoor van dopamien inkopies? Dis nou glo die nuwe manier om te spaar sonder om op te hou koop. Nee, ek het Nog nie. vertel. Ja, Vertel gaan jy vir nou my alles asseblief. vertel. In Suid-Korea is daar 'n nuwe neiging wat klaarblyklik jong mense help om hulle beursies toe te hou, maar steeds die opwinding van inkopies te geniet. Dis nou sogenaamde dopamien webwerwe wat vals aanlyn winkels is wat presies soos regte webtuistes lyk. En dit word nou ingespan of gebruik, né? So mense kan op hierdie platforms deur produkte dan nou blaai, pryse vergelyk, jou mandjie vol laai en selfs jou afleweringsadres invul. Alla kragtig ons. Sommige van hierdie platforms gaan so ver dat hulle 'n virtuele koerier op 'n kaart wys wat jou pakkie gaan aflewer. Nou die groot verskil is geen geld word afgetrek nie en niks daag ooit by jou voordeur op nie. Sielkundiges is van mening dat die konsep werk juis omdat baie mense nie eintlik die produk wil hê nie, maar verslaaf is aan die dopamien. Dis 'n tipe van 'n, hoe kan 'n mens dit nou eintlik stel? Dit vlam so half op, jy weet? Ja. Wat jy kry terwyl jy dan nou rondblaai of deur al daai produkte werk en kies. Vir jong mense wat sukkel met hoë lewenskoste, is dit die perfekte manier glo om sonder om hulle self bankrot te maak, van die stres ontslae te raak. Nou daar is egter 'n vangplek. Altyd. Ja, kenners meen dat dit jou dalk help spaar, maar dat dit jou nie help om van die slegte gewoonte om impulsiewe aankope te maak, ontslae te raak nie. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, maar dit is vir my hopeloos te veel moeite vir niks. Vir niks, net vir daai dopamien ervaring Nee. of shot shoot wat jy kry. Nee wat? Nee, jy moet ook net vir my sê hoe jy daaroor voel, maar as ek gewoonlik na so 'n webtuiste toe gaan, oor die algemeen as ek iets moet koop, dan is dit omdat ek dit werklik nodig het. Ja. Veral as daar oorfone of so iets betrokke is. Ek het dit werklik nodig, jy weet. Is jou basket altyd net met een of die twee nodige dingetjies gevul of kry jy maar so hier en daar 'n ekstra dingetjie? Want kyk, hulle is baie slim. Hulle sê nee, as jy nou nog 3 items koop, dan kry jy soveel % afslag. Ek steur my nie noodwendig daaraan nie, maar ek kan wel vir jou sê ek hou baie daarvan om my katjies te bederf. Ja, So dan sal ek baie keer 'n ou katspeeldingetjie inlaai. Dit moet seker maar. Maar dis ook nodig vir stimulasie vir die katte. Ja, maar ek stem saam met jou. Heeltemal te veel moeite en dan lui die klokkie se of die voordeur se klokkie en as jy hom oopmaak is daar niks. Nee, die voordeur se klokkie lui nooit. O, nee. Nee, dis vir my baie erg. Ag nee, wat? Wie sal nou al daai moeite doen? Scroll, klik, kry niks. Maar nou ja, terug by vandag en jou gesondheid wat natuurlik kwaliteit verdien wat jy kan vertrou. Met die Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van Zykril te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Beter jy dan nou maar net ingeskakel bly, gesond of not, ons is net hierna terug.